Vanoggend word ons uitgenooi tot 'n oomblik van nadenke. 'n Uitnodiging wat Jesus self aan die skares rondom hom gerig het. In Lukas 11:30 wys Jesus hulle na 'n bekende verhaal, die verhaal van Jona. En hy sê duidelik dat hy die ware en groter teken is. Hy sê net soos Jona vir die mense van Ninive 'n teken was, so sal die seun van die mense teken wees vir die mense van vandag. Om te verstaan wat Jesus sê, moet ons eers die teken onthou wat Jona was. Jona het nie Ninive binne gekom met slim toesprake, wonderwerk of indrukwekkende vertonings nie. Hy het daardie massiewe stad binne gestap, steeds gemerk deur die herinnering aan sy ongehoorsaamheid en die genade van God wat hom uit die dieptes gered. Jona self, sy eie lewensverhaal het die teken geword. Hy is uit die dood teruggebring, deur God se soewereine hand gered en weer gestuur met 'n boodskap van berou. Die mense van Ninive het besef dat Jona se teenwoordigheid onder hulle ongewoon was, selfs bonatuurlik. Hulle het gevoel dat God praat en hulle het met berou gereageer. Nou staan Jesus voor sy eie geslag en sê in wese, ek is die teken. Ek is God se boodskap beliggaam. Maar anders as Jona wat huiwerig gehoorsaam het, nadat hy van God weggehardloop het, kom Jesus gewillig. Anders as Jona wat vernietiging gepreek het sonder om hoop te bied, kom Jesus met oorvloedige genade. En anders as Jona wat net verlossing uit die maag van 'n vis geproe het, sou Jesus die dood self oorwin, uit die graf opstaan om 'n nuwe lewe aan almal wat glo het. En tog lê die tragedie van Jesus se woorde in die reaksie van baie wat hom gehoor het. Terwyl Ninive na Jona geluister het, 'n vreemde profeet met huiwerige hart, het Jerusalem gesukkel om na Jesus, die seun van God wat in hulle midde staan te luister. Hulle het tekens, bewyse en demonstrasies geëis. Maar die grootste teken was reeds voor hulle, Jesus self. Hierdie boodskap is nie net vir die generasie wat deur die strate van Galilea en Jerusalem geloop het. Dit is ook vir ons vandag. Ons soek ook dikwels na tekens. Ons wil hê God moet homself in ons omstandighede bewys. Vir ons 'n wonderwerk op versoek gee. Om vir ons te wys dat hy teenwoordig is. Ons sê, Here, as U nie net hierdie deur sou oopmaak, of hierdie swaar kruis sou verwyder, of vir my hierdie seën sou gee, dan sal ek U vertrou. En al die tyd staan die Here voor ons en bied dieselfde waarheid aan wat hy toe aangebied het. Ek is die teken. Kyk na my. Jesus self is God se boodskap aan die mense. Sy lewe toon die hart van die Vader. Sy leer openbaar die wysheid van die hemel. Sy wonderwerke toon goddelike medelee. En sy dood en opstanding verklaar eens en vir altyd God se reddende liefde vir elke sondaar wat na hom toe draai. Maar hier is die vraag wat ons onsself vanoggend moet vra. Wat gaan ons doen met die teken van Jona wat in Christus vervul is? Sal ons Jesus erken? Sal ons reageer soos die mense van Ninive? Nederig, berouvol, bereid om vir ons weer af te draai? Of gaan ons, soos baie in Jesus se tyd, een wat reg voor ons staan miskien? Die teken wat God gee is nie net 'n ligting. Dit is 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging om berou te toon. 'n Uitnodiging om oor te gee. 'n Uitnodiging om te vertrou. 'n Uitnodiging om in die nuutheid van die lewe te wandel. En miskien bring die Here vandag hierdie woord na jou toe, omdat daar 'n plek in jou hart is wat gedraai moet word. 'n Gewoonte wat losgelaat moet word. 'n Wond wat genesing nodig. 'n Twyfel wat oorgegee moet word. 'n Sonde wat belydenis nodig het. Die teken is reeds gegee. Christus het gekom. Christus het gesterf. Christus het opgestaan. Christus is genoeg. Laat ons nie wag vir nog 'n teken nie. Laat ons nie die een misloop wat reeds by die deur van ons harte staan. Laat ons reageer soos Ninive gereageer het. Vinnig, opreg, met oorgawe. Mag ons Jesus erken, die ware en groter Jona, die lewende teken van God se genade vir elke geslag. Amen.